Vanoggend saam met my in die ateljee is Hanlie Geldenhuys. Nou sy is 'n landboukundige by Syngenta Suid-Afrika en hulle meen die 2024 en 2025 somerseisoen was een wat ons baie lesse geleer het. Hanlie, welkom by Grootplaas. Hallo Mia, dankie. Gaan dit goed? Gaan dit goed, dankie met jou. Dit gaan goed. Nou ek wil weet al die lesse wat julle geleer het, deel 'n bietjie uit. Julle meen dat 2024 en 2025 was 'n interessante en 'n vreemde seisoen gewees. Hoekom sê jy so, maar ook wat het dit so uniek gemaak? Ja, ek moet sê om te plant en te boer is eintlik 'n groot. Dis altyd anders. Dit is en jy kan nooit altyd dink jy weet 100% alles nie, want dit verander altyd. Ja. So en hierdie seisoen het ons eintlik begin met baie droog. Aanvanklik het ons mos nou verwag dat dit baie nat gaan wees. So tot hier in Desember het ons regtig droogtes erg ervaar en dis ons plantseisoen. So ons wil eintlik hê dit moet reën. En toe het dit begin reën en verskriklik baie gereën. En eintlik moet ek sê selfs die Kalahari het reën gekry en dit het ongelooflik baie gereën. En met hierdie droogte in die begin en nat in die einde het ons baie interessante goed gesien. En goed wat 'n mens eintlik nooit in jou lewe sien nie. Jou insekte gewoonlik in 'n seisoen, sê ons in 'n droë seisoen is daar altyd baie meer insekdruk en in 'n natter seisoen is daar baie meer mieliesiektes. En hierdie jaar het ons eintlik alles gekry. Op een slag. Op een slag. En sal jy sê die feit dat mens nie, jy het nou genoem en ek hou daarvan, mens dink partykeer, ek het nou hier onder die knie, ek weet, volgens die rooster hier is dit gaan gebeur, maar in landbou en met boerdery is dit ongelukkig nie die geval nie. Sal jy sê dat dit as 'n uitdaging is, omdat daar beplanning nie kon plaasvind of uitgevoer word nie? Wel, ek dink die ouens beplan nogal goed en ons het ons planne en ons altyd, veral as jy gaan plan, dan weet jy is in vir die beste seisoen. So jy beplan vir die beste seisoen. Maar die weer is so onvoorspelbaar dat dit eintlik baie moeilik is om te sê wat gaan gebeur. En hierdie jaar was dit bo ons verwagting, het goed gebeur wat ons eintlik nooit nog gesien het nie. So interessante goed. En dit is eintlik daar waar ons terugkyk na die seisoen en daai lesse leer en sê hoe kan ons anders wees? Wat kan ons beter doen? Mens moet altyd leer uit die vorige seisoen se lesse. Kon julle opmerk watter siektes of pla was buitengewoon in hierdie seisoen gewees? Ja, wel, ons kan eintlik begin met die plantseisoen en ek weet die ouens in die Vrystaat noem dit 'n koffiepit. So dis die valstraatwurmkewertjie. So en hy het nogal redelik plante stand laat afneem. So hy het regtig skade gemaak, so erg dat party ouens moes oorplant. Regtig? En later in die seisoen was daar lentekewers en ek weet nie of jy gehoor het van die komandowurms en die springkane. Ja. En selfs hier by ons in die ooste het ons dit gekry en wat ons eintlik nie eers ken nie. Ja, glad nie. Dis gewoonlik die Vrystaat mense wat daai goed ken. En ons hoor die stories. Ja. En is dinge bietjie onder beheer? Nee, ek dink daarom so, ons hoop so. Want ons is daarom verby die plantseisoen en ons moet stroop. En net 'n bietjie te praat oor die siektes. So interessant grysblaarvlek wat gewoonlik net in Natal voorkom en dele in Leidenburg en daai gedeeltes, het ons hierdie jaar baie erg by ons in die Hoëveld begin kry. En dit kom alles met die weer saam. Hoë immuniteit, baie nat weer, veral net die voorbestuiving, dan kom daai grysblaarvlek in. So en dit is baie keer is dit nogal moeilik om daai oog in te stel. En toe op 'n stadium het dit bietjie begin droër word. Die reën het so 2 weke of wat gebreek. Wat die mielies doodgebrand het op baie plekke. Kan jy dit oorvertel? So daai het gebeur. Alwurms was ook 'n ding wat ek dink ons altyd baie onderskat. En wat ook hierdie jaar, jy kon dit duidelik sien. Die ouens wat 'n alwurmdoder gebruik het definitief beter gestroop. Ja. En ek dink ek is altyd so bewus van die siektes in die pla, daai moeilikheid maar wat veroorsaak word. Dit is skade. Dit is skade absoluut vir 'n boer en dit is nie skade wat jy noodwendig inreken in jou seisoen wat voorlê nie, nê. Nee. Veral nie as dit ooit by jou dat daai siektes nog nie by jou voorgekom het nie. Nee, en ek moet sê iets wat my nou hierdie seisoen nogal bo verwagting gebeur het, is die ouens stroop eintlik goed. So daar waar die ouens nou begin stroop, behalwe dat die stroopers vassit. En dis 'n gesukkel en die mielies droog nie af nie.
is dit hoë opbrengste bo ons verwagting, want dit het eintlik Desember maand het gekom en ons het gedink ons gaan niks droog hierdie jaar nie. Dit wys jy net. Dit is nie verby tot dit verby is nie. Nee. Ek wil graag by jou weet, as dit kom by risikobestuur, hoe beïnvloed hierdie onvoorspelbaarheid? Want natuurlik, mens beplan vir die goed, mens beplan vir die sleg, mens beplan vir die miskien, en dan gebeur daar goed wat jy nie eers aan gedink het nie. Ja, so die risikobestuur is eintlik jy probeer alles van alle kante af reg doen. Al die scenario's. Al die scenario's wat jy hanteer. En ek dink dit is daar waar rekordhouding en dit wat in die seisoen gebeur het baie belangrik is en wat in ander seisoene gebeur het, want die seisoene herhaal ook na mekaar. En dan kan jy gaan kyk en dan staan jy spesifiek en gaan kyk na jou kultivar keuses. Hoe het jy jou grond bewerk? Wat se voeding het jy gebruik, want op die ou end gaan dit oor plantgesondheid. As jou plante gesond is, maak nie saak wat die weer doen nie, dan het jy al baie ver gewen. Want ons ook net soveel wat 'n mens kan doen. So as jy kan raad gee vir produsente, sal jy sê ek's mal oor daai data, daai rekordhouding. Mens kan dit nie onderskat nie, nee. Nee. As jy boer, moet jy rekord hou van jou boerdery. Ja. Ek dink dis ook jy het gepraat van mense het reën verwag en daar het nie reën gekom nie. Wat was die werklike impak van La Nina spesifiek vir mielieboere? Wel, ek moet sê, as dit reën, is almal se harte gelukkig, ons harte is vol. Ek dink niemand het verwag dat dit so baie gereën het nie. En daai bewolkte weer veral tydens bestuiving speel maar 'n invloed op die bestuiving van die mielies. So daar is maar bestuivingsprobleme soos silk jamming en koppe wat nie goed bestuif het nie. So daai het gebeur. Dit was die eerste jaar dat mense in mielielande swem. Ek het die foto's en video's gesien op sosiale media. Dit is waar. So en op die ou end met hierdie droogte en La Nina wat baie nat toestande gekry het, kry jy nou baie wortelvrotte, stamvrotte, kopvrotte. So op die ou end mielies val om en daar is redelik groot probleme ook in die seisoen. So interessante goed wat ons sien. So op die sojas was daar iets soos antraknose. Dit is 'n swamsiekte, so 'n sojaboonsiekte. En hy het ook nogal redelik skade gemaak. So maar bo verwagting stroop ons goed. Niks sal ons stop nie. Niks nie. Jy het nou genoem van as deel van 'n goeie strategie, is dit belangrik om te wissel met jou kultivars en om slim, ek dink die term waarna ek dink is om slim te plant. Ja. Nee? Ja. Dit is nou daar waar jy eintlik gaan kyk na verskillende groeilente kultivars. En op die ou end praat ons van 'n pakket. So as jy een kultivar oor al jou hektare plant, moet jy weet as daai kultivar iets nie lekker vir hom loop nie, in sy bestuur verloor jy alles. En dit is waar jy kan gaan kyk na verskillende groeilentes. Elke kultivar se vatbaarheid verskil ten opsigte van siektebeheer. So dit alles, daai pakket saam kan vir jou op die ou end 'n baie goeie gemiddelde oes bring. Bo die beste gemiddelde oes bring. Manly sê vir my, ek dink die vraag bly hoe. Hoe moet 'n boer weet watter kultivars om af te wissel? Wat moet jy plant? Wat werk by mekaar? Waar moet hulle daai kennis kry? Kyk, ek dink die een ding is dit begin by jou plaas. So jy gaan kyk watse kultivars het jy geplant en jy gaan kyk ook na spesifieke lande en dan jou grondpotensiaal speel ook 'n rol. Hoe die kultivar reageer het. En jou plantdatum, wanneer jy plant, hang af van die seisoen, bepaal ook wat met die kultivar gebeur het. En uit dit kry jy gewoonlik nou maar jou insetverskaffers in, jou saadmense in en hulle beveel ook sekere kultivars aan vir sekere potensiaal gronde en dan kan 'n mens gaan bietjie rondspeel. Ek sê altyd daai kultivar op die plaas wat jy weet werk is jou basis. En dan kan 'n mens begin toets nuwe kultivars. Daar is die LNR se resultate, data wat 'n mens ook kan gaan kyk wat se kultivars werk, wat se kultivars, wat se voordele het hulle. En daar's ook kultivar feite bladsye wat jy kan gaan kyk, die vatbaarheid, soos as grysblaarvlekke 'n probleem was, gaan kyk wat se kultivar is dalk bietjie meer verdraagsaam teenoor die siekte. As noordelike blaarskroei 'n probleem was, gaan kyk bietjie. Daar is en dit is die rede, dit is maar
jy beproef, Ja. jy sien dit werk, dan werk dit nie en 'n mens moet in ag neem een seisoen kan een kultivar afgegooi het, Ja. maar 'n ander seisoen kan weer die kultivar baie baat vind. So dit is ook jy moet na meer jare kyk. Dis moeilik om in een seisoen 'n besluit te maak. Dit is regtig, ek dink dit is hoekom boerdery 'n lewenslange beroep is. Want elke jaar pak jy hom amper 'n bietjie anders aan. Jy is veronderstel. Wat sal jy sê is, as jy nou terugsit, wat's die waardevolste les wat ons as 'n kollektief uit die vorige seisoen geleer het? Wel, ek dink is baie onvoorspelbaar. So jy moet jou beplanning reg hê van die begin af. En om voorkomend op te tree. Ja. As jy sien jou sojabone word opgevreet en jou stand is sleg, dan is jy eintlik klaar te laat, want jy klaar fout gemaak. Maar as jy weet van die vorige seisoen, daar was 'n probleem gewees, spreek dit aan. Sit om 'n tafel, beplan en kyk wat kan jy beter doen en anders doen. So ja. Ek dink jou raad is baie waardevol, Annelie. Dankie vir jou tyd en dat jy met ons kom deel het en ons hoop dat die volgende seisoen 'n bietjie minder onvoorspelbaar is. Dankie Mia. Ek sien uit na die nuwe seisoen.